Goeiedag geliefdes, dit is vir my wonderlik om weer saam met u rondom die woord van die Here te wees. En ons staan vandag nog steeds stil by daardie fenomenale, as ek dit so kan noem, Psalm 119. En die besondere uitsprake wat die psalmis maak, wat eintlik geweldig ingrypend is as 'n mens noukeurig daarna oplet en daarna kyk. Ons staan vandag stil daar by die 17de vers, maar ek gaan vir die vers 16 ook lees. Ek sal my verlustig in die insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Doen goed aan u knegt, sodat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Geweldige woord as die psalmis sê, doen goed aan u knegt. 'n pleidooi wat hy uit sy hart tot God rig. Want die psalmis is baie definitief en baie beslis daaroor, as hy na homself kyk om te sê, wie is ek? Wat is ek? Hoe klein is ek? Geliefdes, ek wil vir u sê, as hierdie woorde net diep in u en my hart sal insak. Wat is ek? Wie is ek? Hoe klein is ek? As 'n mens dink as die Here praat oor die volk van Israel, 'n nasie, dan sê dit soos 'n druppeltjie water wat hang aan die rand van 'n emmer. Dit is 'n ou stoffie wat op die weegskaal is. En die psalmis besef sy kleinheid en sy nietigheid, dan bid hy en sê, doen goed aan u knegt. Doen asseblief goed aan my Here, en daardie ou woordjie, u knegt. Ek is die een wat u dien. Hy het dit immers gesê, ek wil u dien, ek sal u dien, ek sal aan u onderdanig wees, ek is u knegt, ek is u slaaf. U is die een wat sê, en ek is die een wat buig onder die gesag van God. Dis wat 'n knegt doen. 'n knegt buig onder die gesag van sy Heer. En dit is, geliefdes, nie dat hy iets verdien nie. Dis nie hoekom hy vir God het vra nie. Hy verdien van die Here niks. Maar tog kan hy vir die Here sê, Here, ek dien u. Here, ek wandel met u. En geliefdes, as hy hierdie uitsprake maak, kan sê, Here, ek dien u, ek wandel met u, ek sal u dien, ek wil u dien, dan tel hierdie dinge tog by God. Ag, dit is vir my aangrypend as ek lees in die geskiedenis van Israel, as die Here telke male sê, terwille van my knegt Dawid. Terwille van sy wandeling met my sal ek sy nageslag seën. Terwille van hom sal ek nie my oordeel oor jou uitstort nie, maar sal ek aan jou besondere genade gee. So 'n wandeling met God, tel vir God, en tel as dit ware in 'n sekere sin punte by God. Nie dat ek iets verdien nie. Alles wat ek het, is genade. Hoekom vra die psalmis, doen goed aan u knegt? Hoor wat sê hy? Sodat ek kan lewe. Dis 'n geweldige woord. So asof hy sê, Here, as u nie vir my is nie, as u my nie dra nie, dan het ek geen kans nie. Uit myself kan ek nie, o Here, daarom pleit ek, doen aan my goed, so asof hy weet, dat ek is in die aangesig van God niks. Ek kan voor God niks vir myself doen nie. Alles wat in my lewe doen, is God wat dit doen, is God wat dit implementeer. En ag geliefde, die psalmis was alware sê, Here, as u nie vir my is nie, wat is ek? Watter hoop het ek, as God nie na my uitreik nie? Kom ons dink aan 'n enkel ou versie, daar in Efesiërs 2.
as hy sê julle was dood in die misdade en sondes. Hy het julle lewend gemaak, want julle was dood in misdade en sondes. En dan noem hy ons het die werke van die vlees gedoen, ons het die begeerlikheid van die vlees nagejaag, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groote genade waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was in die misdade, lewend gemaak saam met Christus. En nog meer, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Hierdie woordjie sodat is die bepalende woord, is die skeiding tussen lewe en dood. Here, sonder u genadehand is ek niks. Sonder u sorg, o Here, wat is ek? Miskien moet ek vir u lees wat sê die psalmis, in Psalm 104, daar by die 28ste vers. U gee dit aan hulle tel dit op. U maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie. Luister, u verberg u aangesig, hulle word verskrik. Hoe afhanklik is ons van God? Dink aan Psalm 145 en daar by die 16de vers wat hierdie woorde sê. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. Dis God se goedheid wat uitreik. Daarom pleit hy, Here, doen goed aan my. Nou kom ons sê dit net weer vir mekaar. Dis God wat handel. Dis God wat na die mens toe uitreik. Dis God wat aan die mens gee. Dis God wat elke môre sy genade oor ons nuut uitstort. Dis die liefde van God wat ons omsluit. Alles wat ek ooit kan hoop om te wees of te hê, is uit die hand van God. In elke opsig van my lewe is dit God wat vir my sorg en is dit God se genade wat my dra. Dawid het mos 'n mooi woord in 2 Samuel 23. Is my hele huishouding nie by God in alles gereël en verseker nie. Hy laat al my lotgevalle vir my goed uitdraai. Geliefde, as God met jou is, wie kan teen jou wees? Daarom die waarskuwing van Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 7. Wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Alles wat ek en u ooit het, is hy wat dit elke dag aan ons gee, is hy wat sy genadehand vir ons oopmaak. As ek en u net 'n oomblik wil stil staan en daar jou koortjie in ons harte wil vestig, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Kyk na jou liggaamlike toestand. Kyk na die materiële wat God jou gee. Kyk na die voorspoed wat jy kan geniet, en weet, dit is alles net die hand van God wat vir my oopgegaan het. Daar is niks wat ek vir myself kan doen. Daar is niks waarop ek kan roem nie. Alles wat ek het, is in die hand van God. Daarom sê die psalmis, doen goed aan u knegt, sodat ek kan lewe. Want as God sy hand terugtrek, dan sal daar vir my geen lewe wees nie. Dink net aan die woord. As u my moes behandel volgens wat ek verdien, wat sou ek uit die hand van God ontvang het? Dink verder aan daardie woord. As u die sonde na reg moes oordeel, wie sou ooit voor u aangesig kon bly staan? Daarom, as die psalmis sê, ag Here, doen asseblief goed aan u knegt. Skenk asseblief aan my u genade, dat ek kan lewe. Is dit nie wat die Here Jesus ons geleer het om te bid nie? Gee my
asseblief my daaglikse brood. Weerhou my van daardie plek waar versoekinge val. En Here, bewaar my van die aanslag van die bose. Dit die gebed wat die Here Jesus ons geleer het om te bid. Ons diepe afhanklikheid van God. Die gebed van, Here, ek het U nodig, ek kan nie sonder U nie, ek is diep, diep afhanklik. O Here, doen asseblief aan my goed, dat ek kan lewe. Geliefdes, as hy nie sy hart en sy hand vir jou oopmaak nie, as hy nie jou oë verlig om te sien nie, as hy nie jou verstand verhelder om te verstaan nie, dan bly jy in duisternis. Dan bly jy van God geskei en is jy uiters dwaas. Dit is hy wat na my toe uitreik. Dit is hy wat aan my gee alles wat ek het. Van die begin af is dit God wat na die mens toe uitreik. Kom ons gaan terug na die Bybel in sy heel oorspronklike. Toe Adam en Eva sondig, is dit God wat na die mens kom soek. Dis God wat die mens genade beklee, 'n bokkie slag en vir hom kleding maak. Dis God wat deur die eeue sorg. Sê dit nie vir sy disipeltjies nie. Dis nie julle wat my uitverkies het nie, dis ek wat julle verkies het. Ek sal julle vissers van mense maak. Julle is eenvoudige, ongeletterde mense, maar ek sal julle gebruik in my diens. Ek sal julle toerus, ek sal aan julle gee. Ag, wat vir my wonderbaarlik is hy reik self na ons toe uit wanneer ons gesondig het. Selfs wanneer ek voor hom skuldig is, dan is dit God wat deur die Heilige Gees na my toe kom en my oortuig van sonde. Wat vir my wys wat tussen ek en God staan, omdat God 'n intense verlange en 'n begeerte het om met die mens gemeenskap te hê. Daarom doen God moeite met my en die Heilige Gees oortuig my van dinge wat tussen ek en God staan, sodat my lewe met God in die reine gebring kan word. Ek wil weer vir u sê, wat is 'n mens? Wat is ek en jy? Kom ons luit op wat sê Jesaja 40 en wel daar by die 6de tot die 8de vers. 'n Stem sê, roep. En hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras. En al sy aanvalligheid is soos 'n blom van die veld. Die gras verdor en die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand tot in ewigheid. Petrus herhaal hier dieselfde woorde in 1 Petrus 1 vers 25 as hy sê, of vers 24, alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens is 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Dis die woord wat aan julle verkondig is. Wat is ek? Soos dor gras, as God nie sy hand vir my oopmaak, en as die Here my nie help nie. Verstaan u dan die pleidooi van die psalmis? Asseblief, Here. Ag, ek wil vir u en my in dieselfde situasie plaas as Job van ouds. Dat Satan vir God kom sê, Here, ek kan nie naby Job kom nie. Ek kan geen aanslag op Job se lewe voer nie, want dis u wat u hande so om hom toevou, dat ek nie naby Job kan kom nie. Mag ek vir jou sê dat dit by jou ook so is? Die feit dat jy oorleef, die feit dat jy staande bly, die feit dat die duiwel jou nog nie uitgedelg het nie, is net God se genade. Dis nie jou goedheid nie, dis nie eens jou toegewydheid nie. Dis God se genade wat rondom jou is. Daarom kyk die psalmis na God en hy aanbid God
en hy pleit voor die Here, Here, asseblief bewaar my. Asseblief, Here, hou my lewe in stand, sodat ek kan lewe. Ek wil as dit ware sê, ek en jy moet 'n oomblik stil staan. Ons moet 'n oomblik kyk en aanbid, en God pleit, dat hy sy genade van ons nooit sal weer onttrek nie, want ek sal nie kan bly staan een oomblik, as God sy genade onttrek nie. Hoor, as u my nie help nie, as u nie aan my genade gee nie, dan sal ek omkom, dan sal ek niks wees nie. As hy sê, dan wil ek, en hier is weer die mooi woord, Here, bewaar my. Here, doen goed aan u knegt, dat ek kan lewe, dan wil ek. Dis 'n mooi woord, want dit praat oor die hartsgesindheid van die psalmis. Ek wil, hoor wat wil hy? Ek wil u gebooie bewaar. Daarom vra ek u, Here, asseblief, hou u knegt in stand. Doen aan u knegt goed, dat ek kan lewe, want ek wil u gebooie bewaar. O geliefde, dat ek so oorweldig sal wees deur die genade van God wat ek elke dag het. Dat ek so opgeneem sal wees deur die genadehand van God wat elke dag vir my groot oop is, dat ek saam met die psalme sal sê, hier in Psalm 119, en ek gee dit net weer vir u. Hoor wat sê hy? Ek is vrolik in u weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ag Here, ek is opgewonde oor wat u vir my doen, meer as alle rykdom van hierdie wêreld, dat ek kind van God kan wees. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Daarom, Here, doen goed aan u knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil u gebooie bewaar. Hoor wat sê in vers 15. Ek wil u bevele oordink, en op u paaie let. Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Geliefdes, weet u, ons dank God so min, ons aanbid hom so min, ons buig so min voor hom neer, om net te besef, Here, elke asemteug, elke hartklop, elke sterkte wat ek mag hê, elke guns wat ek in die lewe mag beleef, is net u genade. Daarom sê die psalmis, ek wil voor u buig, ek wil u dien, ek wil u gehoorsaam, ek wil na u gebooie kyk en ek wil daarop let. Ag geliefde, mag ek jou vra, is dit nog ek en jy se diepste begeerte om woorde soos hierdie te uiter? Here, ek wil u gebooie bewaar. Here, daar's 'n hinkering in my hart om met God intiem te wandel. Daar's 'n hinkering in my hart om u te behaag. Ek het u hartlik lief, Here, my sterkte. Om vir hom te kan sê, Here, u is die som totaal van al my geluk. Ag, ek moet dit vir u lees. Psalm 73, verse 25 en Psalm 16. Laat ek dit net gou vir u lees. Psalm 73 en vers 25 klink so. Hy sê, weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op aarde nie. Wat 'n woord. Buiten u, o Here, begeer ek ook niks op aarde nie. Psalm 16 vers 2. Ek het tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie.
Vind dit weerklank in my hart. Vind dit weerklank in jou hart. Here, U is my hoogste goed. Naas U begeer ek niks op aarde nie. Mag ek vir U vra, wat verdien hy? Mag ek vir U vra om net 'n oomblik stil te word en net te dink aan die genade van God waarin jy elke dag mildelik deel. En dan vir jou te sê, as jy mooi jou sommetjie gemaak het en moontlike pen en papier gevat het om net die genade van God oor jou lewe neer te skryf, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dis wat Psalm 136 leer. Hemel en aarde, sterre, alles wat lewe, dank die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die hele Psalm 136, want U goedertierenheid is tot in ewigheid. Sien jy dit raak? Sien ek jy dit raak? Of is ek partykeer so dom, soos die ryk jongman? Gaan verkoop alles wat jy het, en ek sal jou 'n skat in die hemel gee. U ken die verhaal. Nee, Here, my aardse plesier, my aardse rykdom, dit wat ek besit, is vir my groter as die gawe van 'n skat in die hemel. Ek wonder of ek vir U mag vra, wat is jou hoogste begeerte? Waar is jou hart? Want die Bybel sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Ek het 'n skat in die hemel. Ek het 'n koninkryk waarop ek wag, 'n onwankelbare, onverwelklike, onverganklike koninkryk, wat in die hemele bewaar word vir my, wat bewaar word deur die krag van God. Dit is wat my trek. Daarom sê 1 Johannes 3 vers 3, elkeen wat hierdie hoop op hom het, dat Jesus terugkom, reinig homself soos hy rein is. Mag ek vir jou vra, wat weerhou jou om jou alles vir hom te gee? Vir die ryk man was dit sy rykdom. Vir die ryk man was dit sy aardse besittings. Wat weerhou jou om jou alles aan hom te gee? Wat weerhou jou om hom met jou totale lewe, met alles wat jy het, te aanbid? Wat is daardie ding wat die seën van God van jou wegvat? Ek wil ook die ander kant van die munt vir jou gee. Wat mis jy as jy buite die wil van God is? Wat mis jy as hierdie aarde en sy begeerlikhede verbygegaan het? Kan ek maar weer vir 1 Johannes quoteer die 2de hoofstuk? Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. Die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikhede. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Kan ek jou weer herinner aan Romeine 12 vers 1? Ek vermaan jou dan by die goedertierenheid van God, die goedheid van God wat jy elke dag beleef, dat jy jou liggaam sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdiens. Het word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Word verander deur die vernuwe van jou denke, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Efesiërs 1 verse 6, 12 en 14. Hierdie refrein wat herhaal word, dat ons sal wees tot lof van sy heerlikheid. Dat ons sal wees tot lof van sy heerlikheid. En 'n derde maal, dat ons sal wees tot lof van sy heerlikheid. Here, bewaar U knegt. Here, hou U knegt vas, sodat ek kan lewe, want ek wil die gebooie van God bewaar. Ek wil U dien,
Ek wil voor U buig, ek wil U eer, ek wil U gee wat U toekom. Here, my hart behoort aan U, en naas U is daar vir my niks groter nie. Naas U begeer ek ook niks op aarde nie. Ek begeer net 'n intense wandeling met God, want die Bybel sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal God vir jou byvoeg. Maar wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens God gee as losprys vir jou siel? Staan 'n oomblik stil, vereenselwig jou met die psalmis. Here, doen goed aan U knegt, sodat ek kan lewe. Dan wil ek U gebooie bewaar. Ag, mag hierdie woorde diep in jou hart sny. Mag daar werklike oorgawe, 'n totale oorgawe aan God wees, 'n diepe belydenis om te sê, Here, ek wil naby U wees, ek wil U ken, ek wil U intens belewe, ek verlang U teenwoordigheid. Here, hou U knegt in die lewe, dat ek U kan dien. Mag die Here vir U seën, mag die Here vir U en my help, om God te gee wat hom toekom, en om te eer met ons totale lewe. Dis my innige gebed vir jou, en ook vir myself. Mag die genadehand van die Here vir jou groot oop wees, en mag jy God op 'n besondere manier belewe. Ek bid jou, die Here se rykste seën toe. Goeiedag, geliefde, en mag die genade van God, die liefde van God, die troue gemeenskap van God drie-enig, met jou wees en bly, tot daardie heerlike dag wanneer die basuin gaan blaas, en ons hom gaan ontmoet. Wees gereed, hy kom verseker, wees gereed om hom te ontmoet. Goeiedag vir u, en die Here seën vir u.